van hierdie program is om te demonstreer hoe die gevegsstrook onderhoudseenheid te werk gaan tydens die verskuiwing van 'n formasie administratiewe gebied. Die manne kla dat hulle ammunisie by tye te min raak. Ja, dit is so, dit neem al amper 9 ure om ammunisie van die onderhoudseenheid tot by die echelons te kry. Ek stel voor ons met die bag vorentoe skuif. Hoe stel jy voor moet ons dit doen? Wel, ons het tans 2 ammunisie afleweringspunte voorgestig. Ons kan dit vergroot na saamgestelde afleweringspunt wat ons dan rantsoene en brandstof kan voorsien. Die tegniese en mediese steun werk tans nog goed en ons kan hulle dan later stelselmatig begin vorentoe skuif. Ja, dit is so, maar as ons begin aanmars sal die loksteen nie kan bybly nie. Wel Karel, dan moet ons die FAG in een operasie nader aan die voorste troepe skuif. Ek het al na 'n geskikte gebied gaan kyk. Die gebied is ongeveer 20 vierkante kilometer groot en beskik oor die nodige eienskappe vir die nuwe FAG. Die brigadebevelvoerder en sy operasiestaf het agtergekom dat die verbindingslyne van logistiek te lank geword het. 'n Plan word beraam om logistieke voorsiening nader te bring aan die vegeenhede. Alles afgehandel word. Ek vat net die 2 company bevelvoerders en die lokoffisier saam. Ek dink ons is so 2 uur terug wees. Dan reël jy ook vir orders hier so 3 uur se kant. Geen probleem nie, kommandant. Ek sal die waarskuwing orders hier uitdruk. Ek moet die SO2 lok so teen 12 uur by die nuwe RV gaan ontmoet saam met die FAG bevelvoerders. Sien jou later. Ek weet maar nog kom staan. SO1 Ops by die brigade hoofkwartier kontak SO1 Log om die verskuiwing van die formasie administratiewe gebied, oftewel FAG, te bespreek. Kom gou na my voertuig toe, oor. Wanneer daar beplan word om die FAG te verskuif, moet die volgende aspekte in gedagte gehou word. Kaart en tydwaardering. Waarskuwingsorder aan FAG bevelvoerder. Voorligting aan FAG bevelvoerder ten opsigte van die beplande verskuiwing. Stuur asseblief hierdie waarskuwingsorder in die FAG bevelvoerder terwyl ek my orders begin skryf. Reg, kommandant. Dit is die taak van die FAG bevelvoerder om toe te sien na die volgende aspekte. Kaart en tydwaardering. Waarskuwingsorders aan eenheidsbevelvoerders ten opsigte van die beplande verskuiwing. Roetverwysing waar eenheidsbevelvoerders moet ontmoet vir verkenning. Maak, lyk my ons sal weer saam moet sit en beplan oor hoe ons gaan skuif. Ons het so amper 3 ure tyd vir ons die eenheidsbevelvoerders ontmoet. Tydens hierdie beplanning moet ook op die volgende besluit word. Bewegingsplan en tydreëlings. Wanneer daar beweeg kan word. Indien daar geen bedreiging vanuit die lug verwag word nie, kan in die dag beweeg word. Beheermaatreëls. Die posisies van die formasie se afmars en skypunt. Ontplooiing. Voorlopige liggings vir die eenhede in die FAG, byvoorbeeld die onderhoudseenheid, mediese bataljon, veldwerkplaas, FAG HK en die B-echelon gebied. Beskermingsplan. Eenhede moet self reël vir beskerming tydens beweging. Kommandant, die zijn er net ingekom. Dankie. Het lyk my ons moet alweer beweeg. Kom ons werk gou ons optrede uit. Voor die verskuiwing van die onderhoudseenheid moet daar in hierdie stadium op die volgende belangrike punte gelet word. Kaart en tydwaardering. Waarskuwingsorder aan kompaniebevelvoerders. Verkenning van nuwe eenheidstandplaas. Orders vir beweging. Nou ja, maak, dan moet ons seker in die pad val. Kom raal. Dankie. Baie dankie.
Maar ek het rondweg op die kaart al so 'n paar toekennings gemaak. Ons is nou hier. Suid van die gebied en net oos van die hooftoevoerroete. Ja, dis so ek het ook weet. Die hele gebied beslaan so amper 20 vierkante kilometer. Die bestaande aflewingspunt is so 5 km vorentoe. Agter daardie randreeks. Lyk goed van hier af. Die gebied is goed genoeg om alle lokeenhede en beselons te akkommodeer. In sy voorbereiding vir die orders moet die bevelvoerder van die onderhoudseenheid op die volgende let: Ek het verken terreinwaardering, tot ongeveer by hierdie terrein. ontplooiingsdrills, beplanning vir beweging, Tot daar. Baie dankie. mondelinge orders vir beweging. Seker nou net aankom. Ek gaan wag maar daar onder by my eenheid se skypunt. Sien jou vanmiddag so 1:30 by die ordergroep. Ons sal sodra almal terugrapporteer het. Ek en Willem moet nog eers die bewegingsinstruksies uitsorteer vir die ordergroep. Sien weer. Sien jou. Middag heren. Baie welkom hierso by die laaste ordergroep, by hierdie standplaas. Die doel van die ordergroep is net om hier in te lig hoe hierdie beweging nou na die nuwe gebied toe moet geskied. Tydens hierdie ordergroep is die volgende aspekte van belang. By die onderhoudseenheid is alles nou in rep en roer ter voorbereiding vir beweging. Orders word deur die kompanie tweede in bevel gegee en tente word afgeslaan. Die vrag word gelaai en vasgebind. Gelaaide voertuie en sleepwaens word na laaste lig in 'n konvooi opgevolg. 'n Finale inspeksie word van die konvooi gedoen en daarna kan die manne hulle laaste ete op die ou standplaas nuttig. Nadat skildwagte vir die nag opgestel is, kan die res van die troepe hulle nagrus geniet. Voor eerste lig maak die troepe gereed om te vertrek. Slaapsakke word opgerol en die voertuie word gelaai. Daarna tree die troepe in 'n kompanie langs die voertuie aan vir skriflesing en gebed. Good morning, gentlemen. Today we read from Proverbs 20, verse 18. Every purpose is established by counsel, and with good advice make war. Let us pray. Wanneer die troepe in die voertuie is, word dit aangeskakel en hulle is gereed om met sonsopkoms te vertrek. Die konvooi bevelvoerder en die interne verkeerbeheerorganisasie van die eenheid verseker dat die eenheid se voertuie op die regte tyd, spoed en digtheid oor die eenheid se afmarspunt en daarna oor die formasie-afmarspunt beweeg. Nadat die agterspan die terrein deeglik opgeruim het, sluit hulle by die konvooi aan. Kritieke punte soos brûe en opdraandes is vooraf beveilig deurdat beskermingselemente daar ontplooi is. By die formasieskypunt word die onderhoudseenheid se voertuie deur die eenheid se gidse na die eenheidskypunt gelei. Op aankoms by die eenheid se skypunt word die verskeie subeenhede se voertuie deur die subeenhede na hulle onderskeie gebiede gelei waarna die detail-ontplooiing plaasvind. Nadat die voertuie kloksgewys inbeweeg het om 'n laar te vorm, word spesifieke standplase aan spesifieke voertuie aangedui. Sodra elke voertuig sy plek ingeneem het, word daar voortgegaan met die detail-ontplooiing. Daar moet omgesien word na die aflaai en kamouflering van voertuie, die inrig van kombuise, die grawe van skuilslote, die pos van skildwagte en die oprig van wapenstellings. Aanlê van lynverbindings, asook al die normale roetines by die uitlê van 'n nuwe gebied. Sodra die eenheid ingerig is, rapporteer hulle aan formasie HK dat hulle gereed is om te fungeer. Moderne wapenbou het die vermoë en slaankrag om diep in die vyandelike linies in te penetreer. Dit verg deeglike beplanning en toewyding van die gevegsstrook onderhoudseenheid om die gevegseenhede met voldoende voorraad te voorsien. Volgehoue logistieke steun dra by tot die sukses van enige operasie. Goeienaand. Die bedreiging of aanslag teen die Republiek van Suid-Afrika kom vandag op haas elke lewensterrein voor. Dit is duidelik as 'n mens kyk na die omvangryke veld wat dit bestryk. Van die kunste tot op die godsdienstige terrein is daar voortdurend pogings om Suid-Afrika te diskrediteer en te isoleer. Op sommige terreine behaal ons vyande wel sukses en wil dit ook deesdae voorkom asof van Suid-Afrika se tradisionele vriende in die weste hulle van ons begin distansieer.
In die lig hiervan het Kolie van Koller die volgende program saamgestel. Kenners is dit eens dat die aanslag of bedreiging teen die Republiek van Suid-Afrika tot 4 terreine gereduseer kan word, naamlik die polities-staatkundige, ekonomiese, militêre en godsdienstige. Hierdie 4 terreine vorm ook die basis van pogings tot ondergrawing en isolering van die Republiek van Suid-Afrika. In vanaand se program wil ons probeer vasstel hoe die huidige Suid-Afrikaanse situasie beïnvloed word hierdeur en hoe dit die toekoms raak. Volgens professor Gerrit Olivier van die Universiteit van Pretoria het die aanslag teen Suid-Afrika 'n lang geskiedenis. Na die dekoloniseringsproses het ons die toetrede van swart state in wêreldvorms gekry wat hierdie situasie vererger het. En na mate dit gebeur het, het ons vorige vriende ook hulle by die koor aangesluit. So Suid-Afrikaners moet besef dat wat die internasionale politiek in die algemeen betref, wysende na die norme en standaarde wat in die internasionale gemeenskap geld, dat ons eintlik in 'n baie abnormale situasie lewe. Professor Olivier is verder van mening dat sekere voorvalle binnelands soms onnodige wrywing veroorsaak en sodoende aanleiding gee tot uitdaging van die staatsgesag. Alhoewel dit studente is wat hier besig is om die vlag te verbrand, sê professor Olivier, sulke ondeurdagte optrede kan lei tot onrus. In die lig hiervan het ons 2 Engelstalige kampusse besoek om te probeer vasstel hoe studente die bedreiging uit 'n polities-staatkundige oogpunt sien. Die oorgrote meerderheid studente wat genader is, het botweg geweier om met ons te praat, maar sommige was daarin bereid tot 'n mening. Since I've been to this university, all I've seen is left-wing propaganda. People just negative about the government, no matter what they do all the time. They refuse to fly the flag, say no, it's a symbol of oppression. And whereas the state actually pays for my education, pays for the large majority of my education throughout my whole school career, and I just feel this is a totally negative attitude. I think you've got to have political opinion of both ranges of the spectrum, and that encourages debate, and that's very necessary. Obviously, things aren't right in South Africa. That's why you have opposition to them. I feel that the whole reason that there is a total onslaught and the government have devised this policy of a total onslaught is due to the apartheid policies in this country. I think the people in this country are oppressed. That's why there's a total onslaught. The same government, okay, the same country's flag that should be flying up over there doesn't fly for the simple reason that it may be provocative to certain students, to the certain group. They actually dictate not only to this university, but to that university council as well. As lid vir die regering, dan kan ek vir u sê dat dit vir ons bekommerd. En ek weet dat ons as regering al samesprekings hieroor gevoer het. En ek weet ook dat die minister van nasionale opvoeding en die minister van finansies is besig om aandag aan hierdie aangeleentheid te gee. Gordon Lowe, you are an expert on national servicemen, and I would like to ask you a few questions. Very well. What number of national servicemen is called up annually? Well, I beg your pardon. I'm not sure. You're not sure? But you work with that daily. Surely you should have some idea. Well, I'd say maybe between 12 or 13,000, but I'm not sure about the exact number. You're not sure of the exact number, but it is part of your daily work. But, I beg your pardon, shouldn't you know what number of national servicemen is trained by the Defence Force? Well, yes. So, why do you hesitate over matters like these? Can't we go on with the next point? Oh, sure. What number of training units is used to do the training? I'd rather not say. Why not? Well, I can't. You can't say. But aren't you supposed to know? Well, yes, but I just can't. I see.
Have you also forgotten that? Well, no, but, well, you see, I'm not allowed to disclose information like that. Mei 1988. Het eerste lig beweeg die eerste krygsros oor die Mapupa-brug. Die Suid-Afrikaanse eystervuis is nog sowat 50 kilometer binne Angola, doch doelgerig op pad suidwaarts. Die beweging geskied vlot en onder goeie beheer. Brandstofaanvulling, herwinning van die enkele voertuie wat ontklaar raak en rekenskap van elke voertuig in die konvooi getuig van goeie beplanning en duidelike opdraggewing waar die beweging vooraf gegaan het. Spoedig strek die konvooi oor 'n afstand van bykans 40 kilometer. Uit die vrolike gewuif, toeterige skal en reënboog van gekleurde rookgranate wat die suidwaarts bewegende mag vergesel, is dit duidelik dat daar trots en vreugde in die terugkerende soldate se harte is. Tereg kan 8-2 brigade trots wees op dit wat die mag die afgelope aantal maande in Angola vermag het. Elke soldaat kan verheug wees oor die feit dat hy veilig op pad huis toe is. Hy het hard gewerk en beklei. As rede vir die onttrekking van die Suid-Afrikaanse magte uit Angola, het diegene wat daar was, die volgende aangevoer. Dit was nooit die doel gewees van die RSA-magte om enige grondgebied in Angola te beset en te verower en te hou nie. Die doel was basies gewees om Fapla, Suid-Angola te ontsê. Op Saterdag 7 Mei het die eerste tanks oor die Okavango rivier beweeg. Die laaste deel van die terugbeweging het begin. Oor die periode 9 tot 13 Mei is die terugkerende soldate met hulle geliefdes verenig. En ons het daarin geslaag om te verhoed dat as hulle 'n opbou sou bewerkstellig, dat SWAPO daarna 'n vaskopplek reg oor die Okavango sou kon kry en verdere fronte in Suidwes-Afrika sou kon open. So ons is hoogs tevrede met die bereiking van die doelwitte wat ons oorspronklik vir onsself gestel het. And secondly, I'd like to make the point that once again, we are extremely proud of the performance and actions by the South African soldiers and airmen, obviously. But it being in the majority a land battle, we are extremely proud of the soldiers who participated in these operations. And I'm talking about soldiers of all musterings, soldiers of all units, and soldiers of all colors and creeds. En dis nie die eerste keer, ons het gister of eergister die herdenking, die 10de jaar herdenking van operasie Reindeer gevier. En as 'n mens terugkyk na die operasie, dit was die eerste groot oorgrensoperasie na die Savanna operasie tyd. En waar ons ook daar met groot trots kan kyk in die suksesse wat ons behaal het. En ek het die voorreg gehad om by die funksie te wees en ons het ander operasies wat daarop gevolg het, soos die Daisies en die Askaries en die dit en die dat aangehaal en hierdie ook. Maar wat vir my treffend is van hierdie operasie en die optrede van die Suid-Afrikaanse soldaat, dat het oor die algemeen onder baie moeiliker omstandighede was as vorige operasies. Mainly because one of the major strategic decisions was also to allow only the minimum support to be used in this type of operation for UNITA. And therefore, in most cases, our soldiers had to operate not only under very difficult terrain
and other circumstances, but also with the odds against them. And as per normal, they did it as only South African soldiers could do it. So ek wil afsluit deur om namens die hoof van die weermag, generaal Gelnys, namens die minister van verdediging, generaal Malan, namens die topstruktuur van die weermag, vir u en u bid bydra in die bereiking van ons doelwitte en doelstellings, baie, baie dankie te sê. Dankie vir die opofferings, dankie vir die tyd, dankie vir die lang afwesigheid vanaf die huise, dankie vir die wyse waarop u die take uitgevoer het. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aan u wat die ewige en die almagtige God is, u wat die skepper van hemel en aarde is, u wat die lotgevalle van volkere en enkelinge bepaal, maar u wat ook in die grote almag is nie net sorg vir die ganse heelal nie, maar tot vir die kleinste wurmpie in die veld. Aan u wil ons vanmôre lof en dank en eer bring, omdat u groot en goed is, en omdat u vir ons goed is. Here, hoe sal ons u ooit genoeg kan dank, dat u wat die almagtige God is, vir ons ook gesorg het, dwars deur hierdie tyd wat ons in die oorgrensoperasie was. Hoe sal ons u ooit genoeg kan dank, Here, dat u ons gebede verhoor het. Baie keer, met ons bely, Here, het ons nie eers voor die tyd gebid. En tog het ons geweet toe ons nie nood was, waar ons krag en waar ons hulp lê. Ons wil vir u baie dankie sê, Here, dat u vir ons veilig gelei het, toe die miks oor ons heen gevlieg het, toe daar bomme gebars het, toe daar gevare ons op die pad bedreig het. Ons wil vir u baie dankie sê, Here, dat u ons bewaar het van siekte, van dood. Ons wil vir u baie dankie sê, dat u vir ons gesondheid en krag gegee het. Dat u vir ons gebring het op hier, die oomblik voordat ons kan huis toe gaan. Ons dankie, Here, dat u ook met ons dierbares was. Ons dankie dat hulle ook angstig wag op ons terugkoms. Ons dankie vir hulle gebede, en ons dankie vir hulle liefde wat ook vir ons kon dra deur hierdie tyd. En ons wil vra, Here, dat u vir ons ryklik sal seën, ook op ons pad huis toe. Dat u ons nog verder sal bewaar. Dat u ons sal verenig met hulle wat vir ons lief en dierbaar is. En dat daar vreugde en blydskap sal wees, omdat u ons God is. Maar Here, die meeste van alles wil ons vir u dankie sê, dat u ook ons verlosser is. Dat u bereid was om te sterwe aan die kruis vir ons sondes, sodat ons kan lewe. En as ons dan so maklik kan vergeet, soos hierdie ander 9, Here, help vir ons om nie te vergeet nie. Maar dat ons ook in dankbaarheid vir u sal dankie sê, wanneer ons thuis kom. En dat ons sal dankie sê deur ons lewe, deur ons woorde, deur ons optrede. Ons sê vir u baie dankie, Here, vir elkeen wat meegewerk het, om ook die swaar kry ligter te maak. Ons wil vir u dankie sê, Here, dat ons nou kan terugkyk en sê, al was dit ook hoe moeilik, en al was dit ook hoe swaar, en al het dit ook gelyk asof hierdie 3 maande en 2 maande nooit sal verbygaan nie, dan is ons nou gekom aan die einde van hierdie pad. En as ons nou vandag en môre hier vandaan gaan, Here, dankie dat u wat die almagtige is, u wat ons Vader is, dat ons aan u al die lof en die dank en die eer en die heerlikheid kan toebring, nou en môre tot in alle ewigheid. In die naam van Jesus. Amen. Get it! Get it! 1, 2, 3, 1, 2, 3.
The recruit has now become the soldier. And it is that soldier that is now ready to go to the operational area. There is but one step before he finally comes of age. Before any unit is deployed further north into the operational area, it first of all comes into this training area for a period of 14 days during which they undergo intensive refresher training. We concentrate mainly on the firing of all personal weapons as well as other weapons in the organization like hand grenades, mortars, etc. We really go out of our way to make this training as hard and as realistic as possible because we regard this as the last opportunity to prepare the man, and we do want to send a man forward whom we know can outclass the enemy in any respect and return alive. After about 10 days of intensive training, concentrating on all the weapon skills and battle drills, we then spend 2 days on the actual evaluation of that unit by the training team. During that period, the 2 days,